Baie welkom by CIAM Collective In Focus podcast. In Focus is 'n aanlyn geselsprogram waar Christelike leerstellings, oorleweringe en tradisies geweeg word teenoor die woord van God. Die dag van die Here bring 'n openbaringsboodskap wat die identiteit van Jesus Christus aan ons bekend maak, met 'n nuwe insig oor wie ons is as nuwe skepsels. Kom luister gerus na die goeie nuus van Christus in ons, die hoop tot God se heerlikheid. Goeienaand dames en here, baie welkom by ons Dinsdag aand in Focus. Kyk, ek love hierdie tyd van die jaar. Die aande is lekker koel, jy net so 'n bietjie van 'n kombersie, kan jy lekker slaap en die dae is nog lekker warm. As ek so ry hiernatoe, dan sien ek die son wat so sak oor die horison hier in Pretoria en dit lyk sommer net heeltemal anders en ek geniet hierdie tyd van die jaar. Maar baie welkom by ons aand. Vanaand se titel is Hemelse burger tot Hemelse ambassadeur. En soos jy kan hoor in die titel is daar definitief 'n plek waarna toe ons gaan beweeg, maar ons wegspringplek is hemelse burgerskap. En as ons nie burgerskap en hemelse burgerskap op die skaal sit en reg weeg nie, dan gaan waarna toe ons gesels vanaand nie heeltemal sin maak nie. So dit is baie belangrik dat ons verstaan, wat beteken hemelse burgerskap? Die dag in Johannes 3 waar Nikodemus vir Jesus kom vra, hoe kry jy al hierdie goeders reg? So sê hy, want as jy nie van bo af gebore is nie, gaan jy nie die koninkryk kan sien of verstaan nie. En om van bo af gebore te wees, beteken dit ons is van 'n ander plek af. Ons is afkomstig van 'n ander plek af, vanuit die hemele af. En dan baie keer dan probeer ons inpas nog op 'n aardse manier. En dit laat my baie dink aan 'n liedjie wat ek geluister het so 'n paar jaar terug. En ek gaan vir julle die woorde lees, want hierdie persoon sing hierdie lied as 'n Engelsman wat in New York aangekom het. En hy kom agter dat alles wat hy doen is heeltemal anders as die mense rondom hom. En die woorde gaan so, die eerste versie sê, I don't drink coffee, I drink tea, my dear. I like my toast done on one side. And you can hear it in my accent when I speak. I am an Englishman in New York. En dan sing hy in die chorus, I'm an alien, I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. En wat ons moet besef met wedergeboorte is, ons is 'n geesmens in 'n vleeswêreld. En baie keer werk ons so hard om in te pas in hierdie vleeswêreld, dat ons vergeet eintlik ons burgerskap. En dan maak ons dit iets wat dit nie moet wees nie. So hier saam met my vandag, my gaste, om hierdie saam met ons oop te breek, hemelse burgerskap tot by hemelse ambassadeurskap, Zandre Strydom, visieleier van CIAM Collective, baie welkom. Goeienaand, Ja, lekker om te wees, ja. Niels Labuskaghni, baie welkom. Dankie Jake. Ek gaan sommer oopmaak en jou die eerste vraag vra. Niels, wat is baie belangrik, fundamenteel om te verstaan tot burgerskap vir ons as mens? Ja, ek dink baie belangrik. Burgerskap is 'n plek waarvandaan ons kom. Kom ek trek dit vinnig so uit, as ons so 'n bietjie gaan rondry in die wêreld, dan moet jy 'n paspoort kry, en die paspoort sê van watter land is jy 'n burger. Ja. Waar is jy gebore? Van waar af kom jy? Jy het 'n visum nodig vir daar waar jy rondry, maar jou burgerskap is die plek van geboorte. Ja. So met ander woorde, dis waarvandaan ons werk. As ons praat van hemelse burger, jy het dit nou mooi gesê, dan word ek vanuit die hemele gebore of van bo gebore. Daar's geen manier wat ek God my Vader kan noem en nie verstaan, ek is vanuit die hemelse Vader se saad gebore nie. So, om God my hemelse Vader te noem, moet ek weet my vertrekpunt is vanuit die hemele, vanuit die Vader. Ja. My vertrekpunt. En ek dink Paulus sê dit baie mooi in Filippense 3:20. Hy sê my burgerskap is in die hemel. Ons het baie die ingesteldheid in tussen kinders van die Here dat ons wil uiteindelik uitkom by die hemel. Ja. Ons wil soontoe werk, terwyl Paulus sê wag net so 'n bietjie, dis ons burgerskap, dis ons vertrekpunt. En dit beteken ek verteenwoordig die land waarvandaan ek kom. Ja. Ek is 'n burger van daai land. So met ander woorde, my kultuur, my manier is alles deel van Suid-Afrikaner wees. Ek is 'n alien in New York. Ja. Ja, is mooi Jy gesê. weet, as jy iewers travel oor see en jy ruik iemand braai boerewors, dan voel jy sommer by die huis, maar jy's in 'n ander land. Maar daar's sekere goeders wat jou trek. Maar ons besef nie dat wanneer ons wedergebore, dis 'n geesgeboorte, Sandra. Ja. En dis eintlik die vraag wat Nikodemus vra. Hy sê, moet ek weer deur my ma se skoot gaan om wedergeboorte te beleef? Maar dan praat hy van, as Jesus praat van wedergeboorte, dan sê hy van bo af. Ja. En baie min mense verstaan dat dit is 'n nuwe plek van waar af jou geboorte kom. Hy het gesukkel om dit te verstaan
En dit bewys net eintlik die feit dat die mens geestelik dood was. Hy het gesukkel om 'n geestelike konsep te verstaan, want hy het nie die gees van God gehad nie. Alhoewel hy 'n leier was, een van die leiers was oor Israel, en dat hy hulle moes leer en Israel moes oprig, hy moes hierdie geesvolk van God eintlik geestelik stuur. Nou ons verstaan die Jode het nooit regtig die geesvolk van God geword nie, want hulle was nooit weergebore nie. Maar God wou geestelike prentjies deur hulle uitbeeld. Nou hier's Nikodemus, hy's hierdie leier van God se volk, hy moet hierdie gees God verteenwoordig. Jesus verduidelik vir hom wedergeboorte na die gees, en Nikodemus, hy interpreteer dit vleeslik. So hy onmiddellik kan hy nie lekker verstaan wat Jesus en dit laat my nogals dink aan die stelling toe Jesus sê, as julle nie my vleis en my bloed, as julle nie my vleis eet en my bloed drink nie, dan jy nie deel aan my nie. Het hulle dan gedink Jesus stel homself voor as 'n vampier of 'n vampire. Jy weet, of Dracula. Ek kan net dink wat het deur hulle kop gemaal toe Jesus dit sê. Eventueel na die kruis het mense die gees van God begin kry, kon selfs die apostels verstaan, wat het Jesus gesê of bedoel, toe hy nog tussen hulle was, so hulle kon dit toe oorskryf, met die interpretasie en die diepte van wat regtig die gees van God, deur Jesus wat 'n seun van God was, aan hulle, en dan aan die mense, verduidelik het, of vertel het, ja, maar ek dink dit is tog waar dit vir ons moeilik raak, want as ons nie besef, ons is van bo af gebore, dis nou 'n nuwe plek nie, want as jy gebore is, jy leer jou Suid-Afrikaanse kultuur, jy leer jou tale wat in die land gepraat word, jy geskiedenis, leer jou land se geskiedenis, so as 'n vleesmens of as 'n Suid-Afrikaanse burger, my hele opvoeding is om my te laat verstaan wie en wat ek is. As ons nie ons opvoeding geestelik kan raak sien, en die Bybel so verstaan dat dit is 'n geesboek wat vir ons geskryf is, om ons te vertel van waar af ons kom nie, dan verstaan ons baie dinge in die Bybel nie reg nie. Ek meen ons 'n bekende gesegde, nê, nothing goes wrong, it starts wrong. En omdat ons nie die diepte van die kruis altyd verstaan nie. Ek gee jou 'n voorbeeld. Die feit dat die Bybel Jesus noem die seun van God, seun van mens, het ons aan Jesus as 'n titel gaan toeëien. Maar mensdom was deur God ontwerp, seun van God, seun van mens. Ons sou nooit ons seun van mens kon stuur en gebruik tot God se verheerliking en met God se heerlikheid, as ons nie as seuns van God weggespring het in dit nie. Adam, sê Lukas 3 vers 38, was geskep deur God, seun van God. Maar ons weet ook hy was mens, so hy was seun van mens. Ongelukkig deur Adam se ongehoorsaamheid, het hy sy seun van God doodgemaak. Die seun van God, daai geestelike lewe het hy verloor, ons het geestelik doodgegaan. Van daar af wou Adam sy seun van mens stuur, sonder om 100% in lyn en in konneksie met God te wees. Daar was 'n voorhangsel tussen die hemelse dimensie en die aardse dimensie ingetrek. Die voorhangsel is baie groter as net die voorhangsel wat moes keer, sodat die allerheiligste en die heilige by mekaar, of dat daar toegang kon wees. Daar was skeiding tussen die hemelse dimensie en die aardse dimensie, want die mens was geestelik dood. So God moes eers 'n prys betaal het, deur Jesus Christus, om ons uit die Adam mens uit te haal, en wedergeboorte te gee uit die Christus mens uit. Nou dat ons weergebore is, sê 2 Korintiërs 5 vers 17, hy wie in Christus is nou 'n nuwe skepsel, of skepping, want as jy verstaan wat 'n skepsel jy is, as seun van God, kan jy jou seun van mens weer leef tot eer van God, dan kom daar 'n nuwe habitat uit jou uit, soos wat jy groei in volwassenheid, of dan nou vanaand se titel, van burger af, na ambassadeur toe. Van iets wat ek geword het, en nie verstaan nie, na iets wat ek verstaan wie ek is, en ek beeld dit uit. Nee, want alles gaan oor verstaan, en dis die siel, wat tussen hierdie seun van God en seun van mens lê. So ons siel was verlore, want ons seun van God was verlore. So ons siel was uitverkoop aan ons seun van mens, totdat ons weergebore is, dus ons weer seun van God, en nou kan ons siel bekeer, en ons seun van mens kan weer leef wat dit oorspronklik bedoel was, of ontwerp was, en dit was om 'n skepsel te wees vir die Skepper. Maar dis eintlik, Jesus was ook baie misverstaan, want hy was seun van mens, hy was legal op die aarde, want hy was seun van mens, maar hy was 'n vreemdeling
want seun van God was onbekend vir mense. Hulle het nie die hemele geken nie. En ek dink dit is baie keer waar mense, omdat ons Niels, en ek dink jy praat baie daaroor en jy daarmee geopen is, ons is andersom geleer. Ons is geleer hemel is iets waarna toe ons sal gaan, maar dit is nie iets van waaraf ons kom nie. Nou daai is vital om te verstaan, want anders te gaan ons nie akkuraat op die aarde leef. Ons vertrekpunt is verkeerd. Sander het nou gesê, dis verskriklik belangrik. As ons nie kan verstaan dat dit God se begeerte was, dat God gees mens binne in 'n fisiese uitdrukking wou nie. God wou nie nog engele, hy wou nie nog geeswesens maak nie. Hy wou fisiese wesens maak, maar wat gevul is met God se gees, wat dink soos God, doen soos God, wat die hemelse manier verteenwoordig. Ek meen ons kom uit God uit, nee. Toe verloor ons dit, toe kom ons nou weer uit God. Reg. En dan wil God hê die hele kultuur, karakter, manier van die hemel moet in ons en deur ons gemanifesteer word. Jy weet, as ons kyk na die groot prentjie van hierdie geesverhaal, dan gaan alles op hierdie aarde eintlik net oor twee kennisse. Die kennis van God en die kennis van goed en kwaad, wat nooit moes wees nie. So, met die kennis van God sou ons verstaan het, ek kom vanuit God uit. En ons sou met dit hierdie aarde gebou het, want daar sou nie 'n ander kennis gewees het wat my gesê het, ek is op pad na 'n plek toe nie. Maar die val van die mens en die herstel wat Jesus Christus gebring het, is nie om my na 'n ander plek toe te vat nie. Maar is sodat ek vanuit God en vanuit die hemel nou gebore kan word as 'n nuwe skepsel, sodat ek in hierdie aarde weer die hemelse manier daai dimensie en daai realm kan verteenwoordig. Jy sien vir Jesus. Jy kan sien dat Jesus getuig van homself as 'n persoon wat 2 keer gebore is. Hy is 'n eerste keer gebore en vir 30 jaar lank het sy seun van mens, alhoewel dit sondevry was, sy seun van mens, het nie die koninkryk van God gebou, of oorgepreek, of oorgepraat nie. Hy het in sy, volgens die Joodse kultuur, in sy aardse pa, Josef, sy familiebesigheid, het hy in opgegroei. Hy was 'n skrynwerker, hy was 'n carpenter. Totdat Jesus doopbad toe stap. En toe Johannes vir hom sê, ek kan nie jou doop nie, sê vir Johannes, as jy my nie doop nie, kan ons nie die geregtigheid van God vervul. Johannes doop hom en is baie duidelik dat die hemel maak oop en God se gees word een met Jesus se gees. En toe praat 'n stem uit die hemel uit die hemelse dimensie uit. Jesus word die heel eerste burger van die hemele van die koninkryk van God. Hy sê dis my geliefde seun. Ek het nou wat ek in Adam verloor het ek nou weer teruggekry by 'n tweede Adam. Dis my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Onmiddellik verander Jesus se seun van mens uitdrukking. Hy's nie meer 'n carpenter nie. Hy's nie meer 'n skrynwerker nie. Gaan wildernis toe waar hy afgesonder het deur die Gees en toe onmiddellik word die vyand versoek hom dat hy nie moet verstaan dat hy 'n seun van God is om nou sy seun van mens vanuit seun van God wees uit te stuur nie. Toe Jesus terugkom, toe doen hy wonders en tekens. Nikodemus hardloop na hom toe. Nikodemus sê vir hom, hoe kry jou seun van mens hierdie goeders reg? Jesus sê, ek kan nie dit reg kry as ek nie 'n seun van God geword het nie. In Matteus 11 dan sê Jesus vir die mense as Johannes die Doper se disippels na hom toe kom en vra, is u die een of moet ons Johannes vra, is u die een of moet ons ander een verwag? Toe gee Jesus 'n lys van wonderwerke wat daar is, hemelse dinge, koninkryksdinge wat Jesus in die aarde doen. En hy sê toe vir hom, geseënd is elkeen wat nie my twyfel nie. Toe hulle omdraai en hulle loop weg. Toe sê Jesus hierdie woorde. Hy sê, onder almal gebore uit 'n vrou uit, is niemand groter as Johannes die Doper nie. Nou Jesus is ook uit 'n vrou uitgebore. So Jesus sluit homself in. Jesus het mos nou na Johannes het eerste gekom, toe kom Jesus. So onder almal uit 'n vrou uitgebore was niemand groter as Johannes die Doper nie. Johannes die Doper was die grootste, want Johannes die Doper het nie gesê, die Here kom, hy het gesê, daar's hy. Die koms van God weer in sy seuns van God, is toe uiteindelik wie? En Jesus, toe hy deur die doopbad kom en hy kom uit, word die heel eerste persoon 'n tweede keer gebore. Matteus 11 vers 12 sê, Jesus sê, maar sedert die dae van die koninkryk van die hemel, sedert die dae van Johannes die Doper, breek die koninkryk van die hemel vir homself 'n pad oop, en die wat hulle self kragtig inspan, neem dit in besit. So,
hulle wat gebore is onder 'n vrou, is niemand groter as Johannes die Doper nie. Ja. Maar die geringste in die koninkryk van God is groter as hy. Jesus verwys na homself, wat uit 'n vrou uitkom, maar ook die eerste een is, wat van bo gebore is. Vanuit die hemele, of wat weer 'n hemelse burger in die aarde is. Ons sien dat Jesus self nie 100% sy burgerskap verstaan nie, daarom gaan hy wildernis toe om af te sonder deur die Gees, sodat die Gees hom kan leer, wat moet 'n burger nou verteenwoordig? Ja. En dan hoor jy vir Jesus preek deeltyd. Die koninkryk is so, die koninkryk, Jesus praat nie meer oor die hemel nie, hy praat oor die autoriteit wat in die hemel is, om dit ook in die aarde in te bring. So jy kan sien dat Jesus, as 'n burger van die hemel, waar sy pa is en hy ook nou vanaf is, daai krag en autoriteit, daai heerskappy hier in die aarde vir die mense begin leer het. Hy het nie gesê, kom, maak reg, pak julle tasse, ons gaan hemel toe nie. Hy het gesê, ons Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat die wil geskied, laat die koninkryk kom. So, met meer wat weergebore word, was God se droom eintlik om die koninkryk, die heerskappy van daai realm, deur sy burgers te bring. God kan dit nie bring as hy dit nie deur 'n burger bring nie, want anders is dit onwettig. So met elke burger wat weergebore word, het God 'n hoop dat hy die koninkryk deur hulle kan bring. Daarom is ambassadeurskap so belangrik. Om te verstaan wie hy is. So ons vertrekpunt moet herbesin word, dat ons verstaan, soos Jesus in Johannes 17 sê, Vader, beskerm hulle van die bose. Hulle is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. Net soos ek ook in die wêreld is, maar nie van die wêreld nie. Jesus was nie 'n wêreldse burger nie. Hy was weergebore, so hy was 'n hemelse burger nou. En sy burgerskap het hy as 'n ambassadeur, hy spesialiseer in sy burgerskap. Ambassadeurskap beteken net ek spesialiseer in my burgerskap. Ek verstaan my legislasie. En my legislasie, baie mooi. Ek verstaan wat in my van waar af ek kom, hoe dit werk. Maar Jesus sê dit eintlik mooi, want en mense het nie sy getuienis geglo nie. In Johannes 8 skryf hy so, en Jesus praat hier met die mense, en hy sê, once more Jesus addressed the crowd, he said, I am the light of the world, he who follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Then the Pharisees told him, you are testifying on your own behalf, your testimony is not valid. Jesus replied, even if I do testify on my own behalf, my testimony is valid because I know where I came from. And where I am going. Jou testimony van die hemel is net waar as jy weet van waar af jy gekom het. As jy dit verkeerd het, dan is jou testimony nie valid. En ook dan waarheen gaan jy? Jy gaan verkeerd loop. Jy gaan verkeerd loop. 100%. En Jesus sê so, dis belangrik. As jy wil weet wat is 'n ware getuienis, dan moet die persoon weet van waar af hy kom, en hy moet weet waarheen hy gaan. En dit is ook baie waar dan vir ons as wedergebore Christene, om eers te weet van waar af ons kom, dan kan ons weet waarheen ons gaan. Baie mooi. Jy weet daai, Niels het dit nou so mooi gesê, Filippense 3 vers 20, né? Quoteer hom net gou vir ons in die Afrikaans. Hy sê, my burgerskap is in die hemel. Nou, in die New King James, of in die King James, sê dit, our conversation is in heaven. So, te vergeefs, ons is hemelse burgers, maar ons gesprekvoering en ons denke is nie vanuit daarbo, en ons gesprekvoering is vanuit daarbo nie. As ons as hemelse burgers aardse gesprekke het en aardse dinge bedink, dan sal ons nooit ambassadeurs van die hemele wees en die heerskappy, die koninkryk van daai hemele nie. Nooit. So nou, my volgende vraag is dan Matteus 16 wat sê, Jesus gee vir ons die sleutels van die koninkryk van die hemele. So jy kan sien, daar was 'n intensie gewees dat Jesus gesterf het. Hy het gaan sterf om ons 'n sleutel te gee. En waar 2 of meer van julle bymekaar kom en saamstem in my naam, vra dan net wat julle wil vir die Vader en julle sal dit ontvang. Ons is hierdie sleutels gegee om hierdie aarde se verkeerde habitat toe te sluit en die regteen oop te sluit. Dit sal nooit gebeur as ons nie weet waar ons vanaf kom nie. En dat ons swat en leer en dat ons is nie alleen ook nie. Ons het die Gees. So die Gees leer ons hoe die hemele werk en hoe daai heerskappy werk, sodat ons burgerskap kan verander in ambassadeurskap, dat ons met hierdie sleutels kan begin werk. Ons kan nie met 52,000 verskillende Christelike denominasies, elkeen maar net korrel en gooi hoe hierdie sleutel werk, en dis hoe ons voel en ervaar nie. Die God is soewerein. Die hemele werk op een manier. Daarom is daar een Heilige Gees,
om ons almal te leer hoe werk daai een manier in die hemel, dat ons in die voetspore van Jesus kan volg, om seun van God te verstaan, wat ons geword het by wedergeboorte, siel te bekeer, dat ons van burgers alle meer kan groei na ambassadeurs, dat die seun van mens weer die sleutels kan oopsluit. Alhoewel hy in die aarde of in die wêreld loop, is hy nie van hierdie wêreld nie. Hy's 'n hemelse burger, wat met die sleutels van die koninkryk van die hemele, alles wat wêreld en sonde is, toesluit, en alles wat hemels en geregtigheid is, oopsluit. Ja. Dis eintlik ons taak en ons mandaat. Hoe het dit ons as kerk geaffekteer dat ons vir 2000 jaar net redding gepreek het en nie ons geleer het wie en wat ons is? Baie mooi. Our conversation was not in heaven. Our conversation was towards heaven, Ja. but never heaven. Ja, Ja. want ons het dit nie verstaan nie. Ons het nie verstaan. Dis hoekom God beloof, Jake. God maak 'n belofte. Ek gaan nie net die aarde skud nie. Gaan die hemel ook skud. God gaan ons definisie en verstaan van hoe die hemele werk skud, sodat God die aarde kan skud. Jy kan nie 'n aarde bou sonder 'n perspektief van die hemele nie, want ons is hemelse burgers. Dit help nie ek's 'n burger, maar ek verstaan nie hoe my konstitusie of my legislasie werk nie. Dan het ek 'n baie groot probleem. Ja, kyk, dit is eenvoudig. As ek in Frankryk gaan ry hulle aan die ander kant van die pad. Ja. Ja. En dan is hy in die moeilikheid as ek nog dink ek werk hierso op my Suid-Afrikaanse manier. Dis 'n ongeluk. Hulle gaan nog 'n burger oorsien, hulle gaan met jou raas en sê, Ja. nee, jy kan nie meer ry nie, Ja. want jy weet nie hoe nie. So kry eerder vir jou 'n fiets of laat mense jou rondry. Maar 'n ambassadeur wat begin aan die verkeerde kant van die pad ry. Ja. Dis twee heeltemal verskillende dinge, jy verstaan, hè? Ja. So baie van ons is 'n hemelse burger en ons het al hierdie voordele en ons moet hierdie werk verteenwoordig. Maar ons groei nie op in ambassadeurskap dat ons weet wat ons nou is in Christus. In Christus nie, so ons tree nog op soos ons was in Adam. So, Ja, sorry nie, Ekskuus, en daai groot probleem is dat wanneer ons dan werk na 'n plek toe, beteken dit ons verteenwoordig net niks, Ja. solank as wat ek bestaan nie. Want ek werk na 'n plek toe waarby ek wil uitkom, waarvan ek net nooit van 'n burger was nie. So, my bid, my liedjies wat ek sing, my preke wat ek preek, my gesprekke wat ek het, my conversation, Ja. bly na 'n plek toe Ja. van eendag as ons daar Eendag uitkom. as ons Lyk daar soos 'n aardse burger wat Reg. my hemelse burgerskap moet verdien. Reg, dan's ek nooit 'n So al burger my nie. gebede, al my aanbidding, al my tyd wat ek Ja. die gesprekke wat ek voer is Is alles vir- vanuit 'n posisie van ek is nog nie daar Ek's nie dit nie. ek moet daar kom. Reg. Maar die kruis het ons in 'n posisie gesit van ek's 100% eens en vir altyd volkome nou daar. Ja. Ek kan nou my tyd spandeer Ja. om hierdie seun van mens weer te align met die seun van God in my. Ja. Ja. Ja, baie Ja. mooi, Niels, mooi gesê. Ja, want Ja. dit is baie keer my gesprek met mense, veral by begrafnisse. Waar mense nie hierdie goed verstaan Ja. nie. Dan wil almal nou weet, "Jesus, waar's hierdie ou? Is hy nou by die Here? Is hy nou in die hemel of is hy nie?" Dan staan ek altyd te dink, "Jesus, maar is hierdie ou nie al baie lankal in die deel van die hemel By die nie? Here nie. Hierdie ou is Ja. mos lankal van bo Ja. gebore." Ja. So, hy's nie op pad iewers heen nie, hy het lankal daarvan af gekom. In sy gees is hy In by sy die Here. gees is hy daar. Al is hy in die vlees hier in die aarde nog. As hy sy vleesliggaam Hy neerlê, bly daar. daar's sy geesliggaam in die hemele waar die wolk van getuies ons as geloofshelde aanhits. Ja. En nie sê kom nie, maar hou aan bou. Ja. Laat God se profesie in Ja. vervulling kom. Laat die hemele aarde toe kom. Dit was Jesus se gebed. Ja. Baie Ja. mooi, ja, Ja. jy's 100% reg. En dan net Filippense 2:6 wat dan dit op 'n ander manier sê. Hy sê we are seated with Christ in Yes. heavenly places. Ja. So nou kom daai autoriteit nooit in vervulling. Efesiërs 2:6. Ja. Sorry, nie Wat ek gesê? Filippense. Nee, Efesiërs. Efesiërs dankie. 2:6. Ja. Efesiërs 2:6. Baie mooi. So Baie mooi. to be seated with Christ beteken ek is in 'n autoriteitsposisie gesit om hemel se gesag te verteenwoordig as ambassadeur. Baie mooi. Maar as ek nie dit verstaan nie, is ek weer op pad. Eendag gaan ons heers. Nou vra ek oor wat? So dan gaan weer minder geskiktes in die hemel wees. Ja. Of weer slawe of weer sondige natuur. Waaroor gaan ons heers? Jesus Christus sit aan die regterhand van God, nie staan nie. Dis nie 'n hoëpriester wat staan nie. Ja, Die skrif dis in sy Hebreërs 10 sê hy het gaan sit, want hy het eens en vir altyd volkome die perfek gemaak wat nou gereinig word. Ja. So present continuously word ons gereinig vanuit 'n posisie van perfektheid uit. So ons het volle vrymoedigheid om nou uit daai sit wat hy het in die hemele, waar hy vir ons intree, Ja. te heers en te regeer met hierdie ring, mantel en sandaal wat hy prys gegee het, wat God eintlik vir al die boeties en die sissies wou gee. Ja. Sodat, en dis wat Jesus se prys so groot maak.
is dat hy het nie 'n groot kerk of 'n ministry kom bou, of sy eie kroon wou dra, of hy het dit prys gegee, dat die ring en die mantel en sandaal in die huis kan lê vir almal, wat uit hulle varkhok uitklim, en kom huis toe en sê, Jesus, ek wil net 'n diensknegt. Nee, jy gaan nie nou 'n diensknegt net wees nie. Jy's my seun. Daai pa soen hy seun op sy nek. Die nek is die plek van eersgebore reg. Daar ons nekke was geknak, totdat die nek van die lam geknak het op die kruis, en asem in die liggaam ingeblaas het. Nou kan ons nekke optel. Dis die eerste ding wat 'n babatjie doen, is hy tel sy nek. Wanneer sy nek begin sterk word, kan hy sy kop optel, kan die hele liggaam begin beweeg. Die Vader hardloop uit. Hy moet ons denke verander. Die varkhok het jou soos 'n vark laat dink, en 'n sondaar, en 'n slaaf, maar jy is dit nie. Ja. Jy is dit nie. Kom huis toe, hier's die ring, en die mantel, en die sandaal. Raak verteenwoordigers van my huis. Maar is dit nie ons probleem nie? Ons kom nou net uit Paasfees uit, en ons kyk baie na die kruis, en die werk van die kruis, en soos ek ry, sien ek oral die kruise, wat op berge staan, en teen kerke staan, en dis 'n groot simbool, nou dat ek gaan draf, ek sien ek die kruis teen die kerk, is 'n groot simbool vir ons, maar dit herinner ons net heeltyd aan 'n redding, ons kom nie verder nie, en waarby wil God ons uitkry? As die kruis hierdie simbool is wat vir ons sê, okay, God het ons gered, okay, waarna toe wil hy ons vat? Jake, ons moenie die werk van die duiwel onderskat nie. Dit wat rondloop soos 'n brullende leeu, voel vir iets wat klein en swak is, soos 'n leeu. Totdat die leeu in jou opstaan, wat volg in die voetspore van die leeu van Juda, dan is dit nie meer 'n leeu nie, dis 'n muis. Nee, dis 'n klein katjie wat maak asof hy 'n leeu is. Ons moenie die werk van die vyand onderskat, dat sy hele poging was nie om ons weg te hou van die kruis nie, maar die ontwikkeling en die groei wat die kruis moes doen, om vir God weer seuns van God, seun van mens te gee. Jy verstaan? So as ons nie verstaan, ons is ook nou seuns van God nie, uit die voetspore, uit die werk van Jesus Christus. Hebreërs 2 sê dit so mooi, dat dit was God se droom, om deur Jesus Christus en die feit dat Jesus die dood gaan smaak het vir almal, en die opstanding, om baie seuns van heerlikheid te kweek. God wanted many sons of glory. Therefore he, Jesus Christ, is not ashamed to call them brethren, om hulle broers te noem nie. So nou word ons die broers van Jesus Christus. En ek dink iewers, daar's 'n groot verskil tussen godsdiens en geloof. Geloof is 'n krag, dis 'n wysheid. Godsdiens laat jou mooi lyk, maar die duiwel haal die krag uit. So al lyk jy waar, die krag die groei word weggevat, nê? So, godsdiens was meesterlik om vir ons Jesus te vertel, en die kruis, maar nie dat wat hy gedoen het, en hoe hy dit gedoen het, en wat dit als voorstaan, was nie vir ons nie, maar as ons. Dit was as ons. Adam het gesondig as ons. Ons almal word gebore in sonde as gevolg van Adam se foute. Ons almal word weergebore in die geregtigheid as gevolg van Jesus Christus se gehoorsaamheid. En iewers is daar 'n missing link tussen 'n drie-enige God en 'n enige God en 'n Vader van 'n eniggebore seun wat aan die kruis gaan hang het, en toe die Vader word van baie seuns, waarvan Jesus Christus die eersgeborene is. So 'n eersgeborene beteken iewers moes jy jou oorsprong hê uit God uit. Bedink dit bietjie. Jy's gebore. So iewers is daar 'n missing link, en die vyand was meesterlik om dit uit te byt, om onkruid te saai, wat lyk soos die mooi saad, wat eintlik die ware saad verstrik, verstrengel, en maak dat dit nie groei. Maak dit nie dood nie, maar ons lyk nog steeds soos die dood, want ons wil hemel toe gaan, in steede van om hierdie lewe te verteenwoordig, wat ons geword het, deur die kruis, en ons geloof in Jesus Christus se werk, eens en vir altyd volkome. As ons glo in daai werk, moet dit iets oopsluit in ons, om daai werk voort te sit, en om daai heerskappy van ons burgerskap uiteindelik om te skakel in 'n ambassadeurskap. Dan sal daar nie ander gelowige wees het, of ander godsdienste, of nooit. Want as jy daai ambassadeurs of seuns van God sou sien, en hulle verteenwoordig dit deur hulle seun van mens, hulle konstitusie en hulle legislasie, ons is nie ander gelowige. Ek wil beweeg na ambassadeurskap toe.
Maar ek dink dit is belangrik vir ons om te verstaan, Paulus sê ook, ek moet heeltyd vir julle die melk gee, want julle dink nog vleeslik oor alles. Ek kan nie met julle die dieper goeders doen nie, want ons verstaan nog nie die oorskakeling, die werk van die kruis het ons gevat van vlees en seun van mens na 'n geestelike denke toe, geestelike mens toe, en gebore uit die hemel uit. So baie van wat ons interpreteer en lees ons nog vleeslik. So ons kan nie die oorskakeling maak. Ja. En dan sê Romeine 8, die wat wandel na die gees, hulle is die seuns van God. Nou, ambassadeur is eintlik 'n seun van God. Die een wat die huis kan verteenwoordig, want ons het nou al gepraat oor eersgebore reg in ons vorige programme. Ja. Ons het gepraat in die hoop wat in ons oopgesluit is. Nou God wil nie net 'n huis vol kinders hê nie. Nee, Hy soek die seuns, die mature, die wat die gees kan verstaan, die geestelike kan verstaan, sodat dit wat in die hemel is verteenwoordig is op die aarde, volgens hom. Ja. Maar daai oorskakeling is vir ons moeilik om te maak, want ons is gekondisioneer in vlees. Ja, want ons sien dit nie as ons nie. Ja. Ons sien dit vir ons, maar ons sien dit nie as ons nie. Die skrif sê as een gesterf het almal gesterf. 2 Korintiërs 5 vers 14 en 15 en 16. As een gesterf het almal gesterf, sodat die wat nou lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en uit die dood het opgewek is. Al het ons Christus vroeër na die vlees geken, ons ken hom nie meer so nie. Hy, elkeen wie in Christus is 'n nuwe skepping. So ons moet, weer eens, ons oorsprong uit die kruis is verskriklik belangrik om te verstaan, Jake, dat ons nie gered is soos ons dit dink nie. Ons is weergebore. Ja. As ons praat van redding, God het kom red wat verlore was. En dis dat mens hom moes verteenwoordig. Die mens moes sy beeld en sy gelyk. Al in Genesis 1, dan sê God, kom ons maak die mens na ons beeld as ons verteenwoordiger. Dis wat gelykenis beteken, verteenwoordiger. Die mens het daai vermoë verloor. So met ander woorde, as ons praat, ons moet net gou 'n ding hier onderskei. As ons sê seun van God, seun van mens, praat ek nie van vlees nie. Alhoewel ek praat van hierdie liggaam. Hierdie liggaam was nooit bedoel om in vleeswerke te wees nie. Ja. Hierdie liggaam was bedoel om geeswerke te manifesteer. Te openbaar. Om geeswerke vlees te maak. Om geeswerke gestalte te gee. Nee. So ongelukkig toe verval Adam se seun van mens in vleeswerke in. Want hy het sy seun van God verloor. Toe Jesus Christus aan die kruis sterf, toe gee Jesus ons die geleentheid toegang na die Vader toe. So ons kan weergebore word uit die Vader. So ons gees kan nou weer seun van God word. Dit beteken ek kan bekeer met God se gees nou. Ek moet nie hemel toe gaan nie. Ek moet die hemel leer ken en verstaan in my siel. Want ek's nou 'n hemelse burger in my geesmens. Eintlik seun van God in my geesmens. Ja. Ek moet nou my seun van God wees, hierso oopsluit. Dan gaan hierdie liggaam nie meer vleeswerke oordeel nie. Hy gaan wandel, want wandel beteken fisies loop. Wandel beteken nie float soos 'n spook nie. Hy bedoel fisies loop. Hy wandel na die gees. Wandel nie meer na die vlees nie. Ons moenie seun van mens verwar met vleeswerke nie. Seun van mens het in korrupsie in verval en vleeswerke was die gevolg. Nou dat ons weergebore is en ons seun van God is herstel en ons kan bekeer, kan ons die seun van mens herstel en seun van mens kan na die gees wandel, dis wat Jesus vir ons gewys het. En nie net Jesus nie, Petrus, die apostels, Paulus, Timoteus, daar's so baie wat gewandel het na die gees. Verstaan jy? As Adam en Eva nie gesondig het nie, het hulle gewandel na die gees. Dit beteken hulle vleesmens, hulle seun van mens, sou gestalte gegee het aan geesgoeders. Nie aan vleesgoeders nie. Die aarde sou God se koninkryk wees. Nie 'n wêreld vol van sonde en verskillende empires en elkeen bou sy eie naam nie. Jy verstaan wat ek vir jou sê, nee? So, weer eens, as ons die kruis begin verstaan en die volheid van wat die kruis as mensdom gedoen het, dit het mensdom uit Adam, wat 'n vervalle seun van God, seun van mens was, oorgebring na 'n nuwe seun van God, seun van mens. Daar's nou twee sade, die Aram saad en die Christus saad, waarvan Jesus Christus die eerste is. Adam was my Heer, ek het uit hom uit gekom. Nou is Jesus Christus my Heer, my patriarg. Nou kan ek in sy voetspore volg. En Jesus is eintlik nogals radikaal. Hy wat in my glo in die werke wat ek doen, hy sal dieselfde werke doen. En nog groter werke.
en nog groter werke. Ja. En die duiwel het geslaag daarin om ons identiteit van ons af weg te hou, deur om vir Jesus 'n verkeerde identiteit te gee. En dis om die spyker op die kop te slaan. Ja. So ons verstaan nie, ons sal nooit ons burgerskap verstaan, as ons nie verstaan dat Jesus is die eerste burger uit die hemel uit. Ja, dit En is dis wat Nicodemus hom vra. Ja, dit is my so mooi want ons het dit Sondag gelees in Kolossense 3 ook, wat sê, wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar Beautiful. word. Maar lees vir ons vers 1 tot by vers 4. Lees vir ons die hele stuk. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is. Okay, stop Daarbo. gou daar, nee. As ons saam met Christus opgewek is, dit praat nie van toekoms nie. Ja. Dit praat van verlede wat met tyd. ons Ja, gebeur het dit toe is- ons tot dit het geloof gebeur, gekom het. ja. Okay, gaan aan. Ja. As ons dan, met ander woorde, dit sê dadelik, ons het saam met hom. So hy het definitief nie vir ons gesterf nie. Ja. Hy het as ons gesterf en as ons opgestaan. Ja. Okay, gaan nou aan, hè. Dan sê hy, soek die dinge daarbo waar Christus, hierdie nuwe spesies, hierdie van waar ons kom, is en aan die regterhand van God sit. Okay, stop gou daar. Voor Jesus Christus was Adam ongelukkig die regterhand van God, but he did not do a good job. Nee. Hy kon nie vir ons intree nie, want hy het ons eintlik reeds in korrupsie gegooi. Ja. Ons was here van onsself. Ons het nie toegang na God toe gehad het nie. Alhoewel ons gebid het, daar was nie toegang nie. Daar was 'n veil, 'n voorhangsel tussen hemel en aarde, nê. Ja. Maar nou sit Jesus Christus aan die regterhand. So daar sit nou 'n nuwe saad aan die regterhand. Eens en vir altyd volkome, dat as jy nou glo en jy word weergebore, word jy uit 'n nuwe saad uitgebore, en die heel eerste ding wat God doen is, hy vat jou nie hemel toe nie. Hy sit sy gees, sy essence, sy siel, sy speech, hy sit dit binne in jou. So jy kan sien, God wil verteenwoordiger sy, né? Hy wil ambassadeur Ja. sy. So bedink die dinge daar bo, Ja. waar Christus nou sit. Ja. Adam is nie meer die regterhand nie. Dis 'n ander plek van denke. Ja, want wat is 'n regterhand? Nee, as ek nou my hand uitsteek na jou toe en ek groet jou. Kyk wat doen 'n regterhand. 'n Regterhand is 'n ontmoetingspunt tussen twee plekke. As ek dan 'n hemelse burger is en ek is nou 'n ekstensie van die regterhand deur Jesus Christus. Hy sit in die regterhand van die hemele en ek verteenwoordig dit. Nou verteenwoordig ek die hemelse Vader wat deur my werk. Ek verteenwoordig nie met my eie naam nie. Ek verteenwoordig nou sy naam wat Adam en Eva moes doen van die begin af, nê? Ja. Okay, lees vir ons verder. So ek wil net gou 'n vraag vra. So verstaan ek dit reg dan as jy sê dat 'n ambassadeur is die regterhand van God? Ja, hy praat nie namens homself Ja. nie. Geen ambassadeur mag namens homself praat nie. Dis bedrog. Ja. Nee, dis treason. Ja. Hulle haal hom af en hulle sê dis treason So teenoor 'n teenoor sy land. burger is nie noodwendig die regterhand van God 'n nie. burger is nog net 'n onvolwasse Ja. ambassadeur. Ja. En dis wat ons moet snap. Ja, God dis wat kies nie ons net moet sekere ambassadeurs nie. Almal wat weergebore is eintlik nou God se hoop om ambassadeurs te wees. Maar as ons nie ons burgerskap verstaan, omdat ons nie Jesus Christus se burgerskap verstaan nie, sal ons nooit dit in nie sin nie. ambassadeurs Ja, nooit. dit maak nie sin nie. Ons bedink dan nie die dinge van daarbo nie, want ons glo dat as ons goed genoeg lewe, gaan ons eendag daarbo toe. En Ons dis verstaan hoekom- nie ons kom al vanaf nie. En dis hoekom hierdie hele gedeelte in konteks gelees moet So word. powerful. Maar daar is nou net baie, maar ek wil net eenvoudig sê. Met ander woorde, om net in Suid-Afrika gebore te word, maak my nie 'n ambassadeur van Suid-Afrika nie. Ja. Ja. Ek's 'n burger. So Ja. my wedergeboorte maak my 'n burger. Ja. Maar nie noodwendig is ek al 'n ambassadeur nie. Ek verteenwoordig nie noodwendig 100%, die hemel ja. nie. Ja, Jy maar- kan Dis maar 'n aanstelling, dis 'n Dis so mooi wat jy sê. Maar God het ons nie alleen gelos om onsself daai uit te Reg. kry nie. Onmiddellik gee hy Die vir ons die Gees. gees wat eintlik ons moet help om Reg. daarby uit te kom. Die gees van aanneming. Ja. Weet jy wat beteken aanneming? Om 'n seun van God te kan word in Ja. gestalte. Ja. So God los ons nie alleen nie. Hy gee ons nie weer 'n gees van vrees nie, maar 'n gees van aanneming. Ja. So onmiddellik, ek word weergebore, onmiddellik is God se gees, die volheid van God is binne in hierdie liggaam. Ja. Hoekom sal God dit doen? Ja. Vir watter rede? Ek ben show hy net of. Nee, hy het 'n purpose. Hy het 'n doelwit met dit. Maar ons bedink nie die dinge daarbo nie. nie. Ja. Want die dag wanneer ons tot wedergeboorte kom, hoor ons nie daai volmaakte werk as ons nie. Nie vir ons nie, as ons. Gaan aan, lees hom verder, Jan. Vers 2. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is. Baie mooi. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Pragtig.
Nee, nou gaan ons verder dan daai stukkie wat jy lees. Nee, Ja. wanneer Christus geopenbaar word, Ja. sal ons saam met hom Daai geopenbaar word. selfde heerlikheid. Nee, weer eens wys dit. Dis nie net ons is nie net daar Ja. om te sien wat hy is en wat hy geword het nie, Ja. maar hy het dit as ons gedoen. So hy's ons spieël. Nou hier's my punt. As Filippense 3 vers 20 dan sê, ons is burgers van die hemele. Maar as ons dan burgers van die hemele is, hoekom praat ons soos burgers van die aarde? Why is our conversation not in heaven? Ja. Because we are not thinking the things of above. Ja. As jy die dinge bedink wat daarbo is, then your Van verander jou conversation. praat. Ja. Yes. Ja. Daar's hy. Nou groei ek op van burgerskap. Nou ek verstaan hoe werk my konstitusie en legislasie, dat ek met hierdie sleutels wat ek verniet ontvang het, kan werk. Want is net vir my geleen. Ek gaan nie hierdie sleutels nodig hê in die hemele eendag as ek klaar afgesterf het nie. Ek moet dit nou verteenwoordig in die Ja. aarde. Ja. Ja, ek dink Paulus omskryf daai mooi daai Hebreërs 5 uit. Ek wil net daai laaste stukkie lees. Ek tel op in Hebreërs 5 van vers 12 af. Hy sê, hoewel julle vanweer die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid omdat hy 'n kind is. Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen om goed en kwaad te onderskei. Daarom moet ons nie bly, hoofstuk 6, by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fondamente van bekering uit dooie werke van geloof en al hierdie goed te lê. Ja. So ons kan duidelik sien, die doel van my redding, of dan die doel van my burgerskap, is om ambassadeur te word. Ja. Ja. Is om God te verteenwoordig. Verteenwoordig. Ek het niks daarmee te doen gehad. Dit was my ma en pa. Ek het niks daarmee te doen gehad Ja. waar ek gebore is nie. Ja. Toe ek gebore is, toe sê ek is 'n Suid-Afrikaner. Maar ek kan kies om my land te verteenwoordig. My lewe te gee vir die manier van hierdie land, wanneer hierdie land in oorlog gaan, om myself as 'n burger te gee, as 'n ambassadeur te gee, om my lewe selfs te gee om hierdie land te verdedig. Ja. Of om wanneer ek in my sport daar buite is, of wat ook al, en ek's daar op die Olimpiese spele, ek is 'n ambassadeur vir my land, ek wen 'n medalje vir my land, ek wen die wêreldbeker in rugby vir my land, ek's 'n ambassadeur Ja, jy wen hom eintlik vir al die burgers vir die burgers van in die jou land. land. Ja, Ja. ja, wat is 'n land sonder burgers? Wat is 'n land sonder burgers? En wat sal burgers wees as daar nie ambassadeurs is wat hulle inspireer nie? Dis hoekom Romeine 8 sê die hele aarde sug. Ja. Die aarde, hierdie realm sug met reikhalsende verlange na die openbaarmaking van die burgers van die hemelse realm wat uiteindelik as ambassadeurs begin optree, nê? Ja. 2 Korintiërs 5 vers 20, Paulus pleit. Ja. Dan sê hy, ek pleit by julle as ambassadeurs van Christus, word versoen met God. Ja. Nie net in jou redding nie, in jou hele wese. Want dis wat 'n ambassadeur is. 'n Ambassadeur is nie net as burger in sy identiteit versoen met sy land nie. Ja. 'n Ambassadeur is in sy hele wese versoen met die identiteit van sy land. Ja, Ja. uitverkoop daarvan. Ja. En dis so mooi, jy weet daai Griekse woord vir ek het gaan kyk vandag. Daai Griekse woord vir ambassadeur Ja. is die Griekse woord presbou wat sê to be a senior, volwasse. Ja. That is by implication act as a representative. Figuratively a preacher. So eintlik moet net ambassadeurs optree as predikante. Ja. Ja. Nee, to be an ambassador. To be or to act as an ambassador. Ja. So Paulus pleit daar, hy praat van homself Ja. as 'n ambassadeur van Christus. Dit laat my nou dink en daai ek dink dit was Thomas wat vir Jesus gevra het, wys ons die Vader, dat ons die Vader kan Ja. sien. Toe gaan hy, maar as jy my gesien het, jy die Vader gesien. Dit was my Vader werk. gesien want ek verteenwoordig Baie hom. Ek mooi. is 'n ambassadeur van Baie die mooi, Vader. ja. Nou dis wat Baie God wil hê in die aarde. Daar's hy. Hoekom is God onsigbaar? Hoekom moet hulle 'n movie maak? God is Daar's not hy. dead 1 2 3. Die skrif, Want mense sien nie. ja. Ja. Die Hulle skrif sien sê nie dit so die mooi, Vader. Jake, Johannes 1. Niemand het al ooit God gesien nie. Ja. As dit nie vir seuns van God, as Adam nie gesondig het nie, Sou hy God sou gekom. almal uit hom uit as seuns van God kon sê, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Ja, Ja. dis Want my woorde en my werke is nie vlees nie, dis gees hemelse werke
wat ek manifesteer. Ek gebruik net hierdie vlees om dit gestalte te gee. Ons sien dit toe glad nie vir 4000 jaar nie. Tot by Jesus Christus, wat wie as seun van God, seun van mens vir hulle vertel, as jy my gesien het, 'n seun van God, het julle die Vader gesien. En Jesus bid dit so mooi in Johannes 17, dan sê hy, Vader, die uur het gekom, verheerlik weer die seun, met die heerlikheid wat die seun gehad het, voor die grondlegging van die aarde. Alles, seun van God, lees ons in Hebreërs 1 en Hebreërs 2, is God se droom. Maar een seun het alles opgemors, 'n tweede seun het alles weer herstel. Nou glo ons dat daai seun is nie 'n seun nie. Hy's deel van die Godheid. Maar hy's eintlik die eerste seun, wat weer seunskap herstel het as ons, net soos wat die eerste seun alles opgemors het, as ons. Jy verstaan my punt? So nou sê Hebreërs 2, God het Jesus laat sterf, sodat God baie seuns van heerlikheid het. Daarom is Jesus nie skaam om hulle, om hulle sy broers te noem nie. Nou, so ons moet verstaan, God het 'n geweldige dierprys betaal deur Jesus Christus, om uiteindelik ons oor te skuif en te pass over, uit 'n skepsel uit en uit 'n skepping uit, en in 'n skepsel te plaas, en in 'n nuwe skepping te plaas. So hoe meer ons toelaat dat die Gees ons lei, en ons kry die regte opvoeding volgens die orde van Melchisedek, hoe meer gaan ons groei, om hierdie burgerskap om te skakel in 'n ambassadeurskap. Ons is klaar iets, maar ons moet leer om dit te verteenwoordig. En dit is eintlik dan die groot werk van die kerk, is om die mense te kry om te verstaan van waaraf hulle kom, sodat hulle kan weet waarna toe hulle gaan. Beautiful. Sodat hulle kan opgevoed word in daai kennis van, ek is 'n burger van die hemele. Daar's 'n nuwe manier van dink, daar's 'n nuwe manier van doen. I don't drink coffee, I drink tea, my dear. Daar's 'n nuwe manier van leef en verstaan. As ons as kerk dit nie optel nie, wat gebeur met God se plan? Jake, 'n kerk is die called out ones. Hulle is nie meer soos dit waaruit hulle geroep word nie. Hulle word uitgehaal deur die bloed van die lam. Hulle gaan deur die wildernis waar hulle deur die slang en skorpioene groei, en hulle word God se volk. Kerk, elke liewe kerk moet eintlik 'n ambassade wees van die hoofkantoor of die land. So elke kerk is eintlik 'n ambassade. 'n Ambassade is nie 'n Red Cross. Een vlag. Ek wil net met hoor wat ek vir jou sê. 'n Ambassade is nie 'n Red Cross nie. 'n Ambassade maak Red Cross goeders moontlik. Maar dan kom daai Red Cross mense en hulle word opgevoed. Yes. So die kerk moes nooit 'n plek wees waar ons geëvangeliseer het nie. Ons moes ambassadeurs maak wat in hulle leefstyl evangeliseer. Hoe hulle is, maak dat mense sê, hoe kry jy reg wat jy reg kry? Dan sê jy, hoorie, dis nie ek nie. Ek's weergebore. Dis God wat dit in my en deur my doen. Hoorie, maar waar leer jy hierdie goed? By my ambassade. Hoe kry jy dit reg om die hemelse tyd in die aardse tyd in te bring? Ek leer dit by my ambassade. Weet jy hoe sou mense weergebore geword het, en vir die regte redes? Nie ons water die evangelie af, sodat ons net mense kan red. So ons het hierdie verskriklike groot Red Cross movement met ons kerke. Maar mense word nie ambassadeurs nie. Wat beteken, God kry nie verteenwoordigers in die aarde. Jy verstaan, hè? En dan, ons tree op as kinders van God, nie seuns van God nie. As God kinders wou hê, sou Josef en Maria al klaar vir babatjie Jesus vat en hom teen die kruis gaan vasspyker. Asseblief hardloop. Daai nag toe Herodes wil kom, sou hulle skelm, die engel sou sê, gaan na Golgotha toe en slaan hierdie babatjie aan die kruis vas. Laat ek baie kinders kan hê. Nee, Jesus moes in seunskap groei, dat God baie seuns kan. Hy moes seunskap vir ons moontlik maak, dat ons dit ook kan word. Dis tyd dat ons moet verstaan wat die kruis werklik vir God kom terugkoop het. Dis hoekom hy skrif sê dit so mooi. The Son of Man did not come to seek and save those that were lost. Son of Man came to seek and save that which was lost. So as ons groot word van burgerskap, van burgers af na ambassadeurs toe, soos ons konstitusie leer, en ons leer om met die sleutels van die koninkryk van die hemel te werk, en ons kan dit soos dit in ons burgerskap, waar ons vanaf kom, moet ons dit hiernatoe bring. As ons dit dan reg kry, dan red God weer in ons, wat hy wou gehad het in sy tempel. Hy wou nie net die tempel red nie, hy wou dit red binne in die tempel, dat die tempel nie 'n rowersnes is nie, maar dat die tempel 'n huis van gebed is, 'n akkurate
substasie Ja. van hierdie krag van die hoofkragsentrale, soos dit krag stuur om uiteindelik krag oral te deploy, as jy hoor wat ek En dis 'n groot verantwoordelikheid. baie. Dis 'n ander ingesteldheid en 'n fokus wat ons as kerk moet hê. Sodat ons seker is, want ons verteenwoordig die hemele. Ons doen. En ons verteenwoordig vir God. Ons verteenwoordig God. Ja. Ons Amen. verteenwoordig ons Pa. Ja. Ons doen. Ja, ons word uitgestuur vir 'n werk. Ons kan nie iets anders verteenwoordig nie. Ja. Ja, 'n kerk moet eintlik 'n hemelse ambassade wees, Niels, wat hemelse burgers omskakel, kultiveer, groei, oprig na hemelse ambassadeurs. Ja. Nou, Want 'n hemelse burger se identiteit is versoen met die hemele. Maar 'n ambassadeur se hele wese, sy praat, sy doen en later is Ja. versoen met die hemele. Dis twee verskillende dinge. Ja. ja, Dis twee verskillende dinge. Ek is lief om te kyk na van hierdie oud tydse soort van flieks. ja, En ek kyk na hierdie program van die Barbarians, die era waar Rome so die wêreld begin in besit neem en die mense verskriklik ontneem van hulle ambassadeurskap of van hulle burgerskap om die hele manier van Rome op hulle af te forceer. Rome noem hierdie ouens barbare, Barbarians, maar eintlik was Rome gesofistikeerd meer barbaars. Ja. As hierdie Gesofistikeerde barbare in hulle barbare. manier. Maar tot daarvan hierdie ouens is wat begin sê, hey, maar ons het 'n trots waarvoor ons staan. En ons het 'n kultuur en ons het 'n geloof en ons het 'n manier en ons gaan veg vir hierdie vrywording. En dan sien jy begin individue opstaan wat nie net 'n burger is van sy land nie, maar wat ambassadeurskap opneem. En dan begin hy ander beïnvloed en ons gaan veg vir die vrymaking, vir die bevryding van ons land waarvoor ons leef. Ras, kultuur. Nou ons moet dit verstaan, die aarde behoort aan die Here. Hier's God op hierdie aarde wat onwettig is en God het ambassadeurs nodig wat nie net burgers is nie, maar wat verstaan wat verteenwoordigheid, hoekom ek verteenwoordig ek dit en wat dit begin openbaar sodat lig duisternis van hierdie aarde kan afdruk. Want iewerster moet ons weer hierdie eienaarskap teruggee en God gaan dit deur ambassadeurs doen. Ons moet, dit is my so mooi, Paulus skryf hierdie gedeelte aan die gemeente en hy sê die gemeente, jy sê nou leraar is een van die definisie van ambassadeur. Ja. Hy sê julle behoort nou al leraars te wees. Ja. En ek moet julle nog steeds melk gee. Kom Ja. aan. Julle moet nou geesvermoëns hê. geesvermoëns. Deur die geloof geoefen. Kom ons gaan, hier's 'n werk om te doen vir God. Ons moet begin antwoord aan die eienaar, aan die koning waarvan ons ambassadeurs is, aan die land, aan die streek, aan die hemelse manier in die aarde, sodat hierdie aarde weer die grondgebied kan wees wat funksioneer soos die hemelse. Ja. Dit is eintlik vir my so mooi. Ek kyk hierdie Ja, fliek en sien ek powerful. hoe die individue opstaan en daai ouens gee hulle lewens. Dis uitverkoop, Ja. soos 'n Paulus, soos 'n Petrus, soos die apostels. want Daar's wat jy baie- glo maak ewe skielik sin. Dit werk, dit alles klik net in mekaar. Hoor jy, ons moet regtig, ons nog min ambassadeurs op hierdie aarde. Ja. Maar dis soos daai grond, nee, ons moet sien dit om 'n kind as Jesus sê dat die koninkryk van die hemel, nie die hemel nie, dis waar ons burgerskap van. Ja. Sy koninkryk, sy verteenwoordigingskap is soos, dan vertel hy 'n verhaal van 4 tipes grond. Die eerste grond waar die effek van daai werk langs die kant val. Dis nie regtig so belangrik nie. Ander ou sê ja, ek neem dit aan, maar dit groei en kultiveer nooit in hom. Ander een, die sorge van die wêreld keer hom dat hy kan groei. 'n Ander een, as ons wedergeboorte in ons val, die volmaakte werk van die kruis, bewerk dit dat dit vir God 'n oes gee. 100voudig, Ja. 60voudig, 30voudig. Die duiwel is bang Ja. dat ons moet snap wie ons nou is in Christus Jesus Ja. se volmaakte werk. Vir God. En dat alles wat hy as ons gedoen Ja. het weer iets in ons kom oopsluit. As ons dit gaan snap en ons word die goeie grond, om die grond te wees waarin die saad val, kos jou niks. Val dit. Ja. Jy gee net jouself. Ek's 'n burger. Maar as daai burger sy burgerskap begin bewerk totdat hy dit spesialiseer in, hy word 'n boer van sy burgerskap.
Ja. gee hy vir God die oes van ambassadeurskap uit om hy. Dan verander hy alles om hom in 'n hemelse manier. Ja, die oes is Ja. te veel net vir jou. Jy Ja. kan dit Dawid sê my beker loop oor. Ja. Voor ons beker wil laat oorloop, kom ons vul hom net eers. Kom Ja. ons maak hy beker vol Ja, mooi. met die kennis van die heerlikheid van die Here. Nee, Paulus skryf dit so mooi nou in 2 Korintiërs 4. As die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, in ons pos vat. As dit in ons gaan gebeur, en ons raak vol, dan sal 'n stroom van lewende water wat in ons opborrel en dan oorstoot. Nou is ons beker nie meer net vir onsself, maar vir alles wat rondom ons gebeur. Baie mooi. Soos Jesus, hy was die perfekte voorbeeld van 'n beker wat vol geloop het eers. Hy het hard gewerk om sy beker vol te maak. En toe loop sy beker oor. En toe gaan giet hy hom uit, net soos Dawid. Toe daai sterk manne vir hom water uit Jerusalem uitbring, toe gooi hy daai wateroffer uit, asof God dit drink. Sê, Here, ek doen nie hierdie vir my nie, ek doen dit vir Jesus Christus het homself as 'n verbondsoffer gaan uitgooi, dat ons die land kan word. Ja, So. beautiful. En vir iemand om iets te erwe, moet ander hulle self prys gee. Ons kort meer ambassadeurs wat hulle self prys gee, sodat burgers kan erwe die ambassadeurskap, verteenwoordigingskap. As God nie wil hê ons moet hom verteenwoordig, dan sou hy nie so gesê het aan die begin nie. In Genesis, dis sy heel eerste mandaat. Ek gaan jou maak na my beeld, na my gelykenis, gaan verteenwoordig my. Heers jy in die aardse realm, maar nie sonder my nie. Een met my. Adam het dit toe gaan prys gee. Ongelukkig. En want die duiwel was meesterlik. Jesus Christus het dit gaan terugwy. Maar nie net vir hom nie. En ons gaan nie dit eendag wees nie. Anders sou God ons na daai eendag toe gevat het. Ons gaan dit nou wees. Ons moet die herstel nou in die aarde bring. Ons moet verantwoordelikheid opneem en aanspreeklikheid. Verantwoordelikheid beteken ek wil vir die Here iets doen. Aanspreeklikheid sê ek gaan die regte ding vir die Here doen. Ja. En hierdie maak die werk van Jesus Christus net soveel groter as wat ons ooit kon dink. Jake, daar's nie een gelykenis wat nie wys hoe Jesus deur sy wonderwerke, sy tekens, sy preke, sy gelykenisse ons kom bekragtig nie. Hy vat ons nie weg nie, hy bekragtig mense. Die koninkryk van die hemel is soos iemand wat weer 'n net in die water kan gooi. Die koninkryk van die hemel is soos iemand wat alles kan verkoop en 'n land koop om die skatte. Die koninkryk van die hemel is soos iemand wat die visse bymekaar kan maak om hulle te sorteer. Die koninkryk van die hemel is soos iemand wat saad ontvang om van God 'n oes te gee. Ons word bekragtig deur die kruis. Nie Jesus nie. Ons as ons dit verstaan. As ons sy volmaakte soos God se hemelse taal en die storie wat hy vertel kan verstaan. Pragtig. Dan pragtig, en om te verstaan, Jesus was die eerste suksesvolle hemelse ambassadeur. Burger wat sy ambassadeurskap opgeneem het en kom uitbeeld. Hy het gespesialiseer in sy burgerskap. 'n Ambassadeur is 'n spesialis burger. Mooi gesê. Mooi gesê. Ja, baie dankie. Extraordinary. Hy is nie net ordinêr nie. En dis wat Jesus bid in Johannes 17. Vader, moenie hulle uit die wêreld uit wegneem nie. Bewaar hulle van die bose. Want alhoewel hulle in die wêreld is hulle nie van hierdie wêreld nie. Net soos ek. Jy hoor mos, hy sê hy is 'n hemelse burger en nie van hierdie wêreld nie. En dan sê hy, maar hulle ook nie. Ons moet dit ook sê. Ons is nie van hierdie wêreld nie. Ons maak nie meer hierdie besluite nie. Ons maak nou hemelse besluite. Ons heers reg. Dis wat Jesus daar sê, Vader, die heerlikheid wat U my gegee het, gee ek vir hulle, sodat hulle almal kan een wees. Baie mooi. Een wees. Incredible. Dankie Niels, dankie Sandra. Wat 'n groot gesprek. Mooi En hierdie is die hoop eintlik wat God het, wat ons laas keer oor gepraat het. Daar's 'n hoop wat God wil oopsluit. En dis nie net 'n burger hou nie, maar om God te kan verteenwoordig. Absoluut. Dit maak God se hoop weer lewendig. Ons sal nooit met die sleutels kan werk van die hemele as ons nie ambassadeurs van die hemele is nie. 'n Burger weet nie altyd wat sy konstitusie is nie. Maar 'n ambassadeur moet dit weet en hy werk met die sleutels. Jy verstaan nie, ambassadeurs werk tussen lande en autoriteit. Die enigste manier hoe ons die duiwel gaan oorwin, is om ons ambassadeurskap op te neem en ons legislasie, ons konstitusie te kan gebruik om 'n sterker invloed te wees
as die invloed van die bose. Dis wat Niels gesê het, om die bose, die duisternis van hierdie aarde af weg te druk. Dis die enigste manier. Ja, Dit kan nie anders gebeur nie. Ja. baie mooi. Ja. Kom ek bid vir ons en dan sluit ons af. Vader, om so 'n gesprek te kan hê na 'n Paasnaweek wat ons weer net kon kyk na die dood van Jesus Christus en die opstanding, maar ook kon verstaan, ons het ook saam met hom gesterf. En ons het ook saam met hom opgestaan. 'n nuwe skepping, 'n nuwe skepsel, wat jy 'n groot hoop in het, sodat U weer kan sigbaar word. Soos wat U gedroom het in Genesis 1 en gesê het vir Adam. Hierdie hele herstelplan om ons te kry op 'n plek waar ons kan verstaan wie en wat ons is, waar ons vandaan kom en waarheen ons op pad is. Sodat ons op 'n plek kan kom wat as mense vra, wys ons die Vader, en sê, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Ambassadeurs van die koninkryk, ambassadeurs van U werk, ambassadeurs van die liefde. En dit is so 'n groot verantwoordelikheid. Leer ons en help ons elke dag om te verstaan hierdie groot werk van Jesus Christus was nie net vir ons nie, maar was as ons. En daarom kan ons in 'n nuwe, met nuwe denke opstaan. 'n Nuwe manier van dink. 'n Nuwe manier van kultivering wat binne ons kan plaasvind en groei na seunskap toe, sodat ons nie meer na die vlees sal oordeel nie. Dat ons nie meer sal mindful wees van die dinge van mens nie. Maar dat ons denke daarbo sal kry. Waar U is, waar U dink, waar U werk. En dat ons dit kan vlees maak hier op die aarde. Niks anders nie. Dat U woord, dit wat U intensie, U hartsbegeerte is, hoe U dink, hoe U verstaan, dat daai woord sal vlees word deur elkeen van ons in hierdie aarde. Dankie vir so 'n program dat ons hierdie gesprek kan hê, dat ons dit kan oopbreek. En ek staan net weer in awe en in amazement van hoe incredible U hierdie bymekaar gesit het en ons deel gemaak het van dit. Dit maak my nederig vanaand en elkeen hier op die verhoog. Dankie vir Zandrey en die wysheid wat hy bring. Dankie vir Niels wat byvoeg en soveel dieptes en mooi voorbeelde, dat ons hierdie mense het wat ons kan leer en oprig. Mag die wat ore het hoor, die wat wil sien, dat hulle kan kom en kan sien. En ja, ons is lief vir U en ons waardeer U en ons ag U as ons Vader en ons Here en ons God. Amen. Amen. Baie dankie dat julle ingeskakel gebly het. Julle kan hom op ons sosiale media platforms opvang as julle nie gesien het vanaand nie, of share hom met julle vriende. En ons sien julle oor 2 weke en ek hoop jy het 'n lekker aand verder. Totsiens. Dankie dat julle saam geluister het. Jy kan ons kontak op infocus@cmcollective.org. En as jy hierdie gesprek geniet het, share dit met jou vriende en druk die subscribe knoppie as jy meer wil hoor. Die tyd is nou. Kom ons trek die skale reg.